hoe God die wêreld gemaak het. In die begin was die hele aarde leeg en donker. God het gesê dat daar moet lig wees en dit het gebeur. Toe skei hy die lig van die donker en noem dit dag en nag. Op die tweede dag het God die lig en die water van mekaar geskei en dit hemel genoem. Op die derde dag het hy die water by mekaar laat kom en grond oopgemaak wat hy aarde en see genoem het. Toe het hy gesê daar moet plantjies en bome op die aarde groei en dit het gebeur. Op die vierde dag het God besluit om 2 groot ligte te maak, een vir die dag en een vir die nag, wat in die hemel moes hang, en so het hy die son en die maan en die sterretjies gemaak. Dag 5 het God besluit om die waters vol visies te maak en die lug vol voeltjies wat kan vlieg, en op die 6de dag het hy die aarde vol diere gemaak, grootes, kleintjies, wildes en makkes. Toe hy al die diere sien, het hy besluit om die mens te maak, om na al die dinge om te sien wat God reeds gemaak het. Hy het toe die mens geskep en vir die man en die vrou gesê om mooi na die aarde te kyk, wat God alles gemaak het. God het gekyk na alles wat hy gemaak het en hy het gesien dat dit goed en mooi was. En op die 7de dag het hy besluit om te rus. Dit was baie interessant hoe God die mens gemaak het op die 6de dag. Hy het uit stof uit die eerste man gemaak en uit sy eie mond uit die asem in die man se neus ingeblaas. God het 'n mooi tuin geplant en het Eden genoem en die mens daar binne laat bly. Hy het die mooiste bome daarin laat groei en 'n rivier daar gemaak om al die plantjies mee te kan water gee. In die tuin het God een spesiale boom geplant, tussen al die ander bome. Hy het dit die boom van die kennis van goed en kwaad genoem. Hy het vir die mens gesê dat hy van al die bome en vrugte mag eet, maar nie van daai een spesiale boom nie. God het gesien die man is 'n bietjie alleen. Dis toe dat hy besluit om vir die man hulp te maak. God het dat die man na al die diere en die voeltjies en die visse kyk en hy moes vir elkeen 'n naam gee. Na die harde werk het God die man moeg laat word en hy het toe gaan slaap. En toe die man slaap het God een van sy ribbebene uitgehaal en uit die rib uit het God toe die vrou gemaak om vir die man 'n maat te wees.